Ek was so in die versoeking om van die begin van die hoofstuk af te lees, maar dan raak dit bietjie lank. Ek sal so tussendeur vir julle sommer net vertel waaroor dit gaan. Maar voordat ons lees, kom ons vra die Here se seën. Ons dierbare Here, terwyl ons hier saam is voor u geopende woord, wil ons vanoggend ook ons harte oopmaak om ontvanklik te wees vir die influistering van u Heilige Gees. En daarom eer en erken ons u, Here, as die Heilige Gees wat die waarheid in ons lewens indra. En daarom bid ons, Here, doen dit ook vanoggend asseblief vir ons deur die krag waarmee ons Here Jesus uit die dood opgestaan het. Ons eer u daarvoor. Amen. So die rede hoekom ek by Handelinge 5 uitgekom het, is dat nadat jy die Here Jesus opgestaan het uit die dood, en hy opgevaar het na die hemel, die Heilige Gees uitgestort is, het daar merkwaardige goed in die kerk gebeur. En dit alles omdat Jesus die dood oorwin het. En omdat sy krag, dieselfde krag waarmee hy uit die dood opgestaan het, ook in die kerk vaardig geword het. En in die lewens van sy kinders. So vanoggend is die tema ook 'n verrassende ommekeer. Wat gebeur in mense se lewens wanneer die krag van die Heilige Gees daar vaardig word. So kom ons lees Handelinge 5. Die disciples of die apostels nou, aanvanklik was hulle maar baie bevrees toe die Here Jesus aan hulle verskyn. Sy eerste verskyning aan hulle as 'n groep maak, was die deure gesluit. Lees ons in Johannes 20. En Jesus het daar by hulle gestaan. En tussentyd het alles verander. Die apostels het nou die krag begin ervaar. Veral toe hulle deur die Joodse raad gevange geneem is en die tronk gestop is. En toe hulle weer sien, toe's daar 'n engel van die Here wat hulle die tronk uitlei. En sonder dat die deure enigstens oopgaan. Met die opdrag, gaan na die tempel toe en verkondig dat Jesus die Here is. En hulle is gevang, weerslag ensovoorts. So, nou, vers 27. Hierdie hulle is nou die skrifgeleerdes, die fariseërs, daai ouens. Hulle in die tweede hulle is nou die apostels. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoëpriester sê toe vir hulle: Het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat aan God gegee is, aan die wat aan hom gehoorsaam is. 'n man het een keer baie leedvermakerig gepraat oor sy hond. Weet ons, as ouens so staan en kuier om die vuur met 'n bier in die hand, dan breek ons oor allerhande goed. En hierdie ou breek oor sy hond. Hy sê, hierdie is 'n uitstekende hond. Hy is slim en hy is gehoorsaam ook. Ek hoef net vir hom te sê wat om te doen en dan doen hy dit. Of hy doen dit nie. Mense kry mos sulke honde. Mense kry sulke Christene ook. Hulle doen
of hulle doen nie. Nou iemand het by geleentheid gesê, die sukses van die evangelie staan of val by ons aanvaarding of verwerping van die woord gehoorsaam. Ek wil net so 'n bietjie insink. Staan of val by die woord gehoorsaam. Want gehoorsaam, vervolgelinge van die Here Jesus, laat jou anders lewe. Dit laat jou eintlik stroom op lewe. En sommige mense hou net mooi niks hiervan nie. Veral nie die Joodse raad nie, hier in Handelinge 4 en 5. Want die bediening van die apostels het hulle uitgedaag. Dis of julle eie gesag, of dis God se. Kies julle maar self, maar ons kan nie anders as om aan die Here gehoorsaam te wees nie. Handelinge 4 vers 19 en 20. So wat ons hoor en moet verstaan is dat die lewe van 'n volgeling van die Here Jesus is 'n lang kronkelende pad van gehoorsaamheid in net een rigting. Nie in verskillende rigtings nie, net een rigting, God se rigting. So kom ons pak vanmôre 'n bietjie gehoorsaamheid uit. Want dit som vir ons hierdie boodskap uit Handelinge 5 baie mooi op, waar Petrus sê, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Op 'n dag kom 'n vrou na 'n predikant toe en sy vra vir hom, dominee, sê vir my, wat verstaan jy onder gehoorsaamheid? En die dominee het so 'n bietjie gedink en toe vat hy 'n skoon vel, 'n A4 bladsy en hy gee dit vir haar. En hy sê vir haar, gehoorsaamheid is om jou naam onder aan hierdie bladsy te teken. En om God dan toe te laat om die res van die bladsy in te vul en vol te skryf, soos hy wil. Dus gehoorsaamheid beteken ten diepste dat ek en jy doen soos God wil en nie soos wat jy wil nie. Baie Christene lewe op hulle eie missie. En hulle eie dinge, en so nou en dan vra ons vir die Here, Here, wat wil U hê moet ek doen? As dit nou vir ons lyk na 'n vreeslike belangrike besluit. So asof al die ander besluite eintlik ons maar aan ons eie lot oorgelaat is. Maar die Here sê nee, ek wil betrokke wees by julle hele lewe. En daarom is gehoorsaamheid die fondasie van 'n Christen se lewe. En wat ons leer uit hierdie ervaring van die apostels, is dat wanneer jy kies om gehoorsaam te wees aan die Here, dan moet jy weet, een of ander tyd gaan jy teekanting ervaar. Gaan dit vir jou in die moeilikheid bring. Ons hou ons almal, ek het gekyk hierdie dogtertjie, maar ek dink sy was met 'n speelietjie besig. Ek dink nie sy is nog nie daar was sy met sosiale media besig is nie, maar iemand het een keer 'n baie pittige stukkie raad gegee oor hoe om in vandag se tyd te kan oorleef en floreer. En die persoon het so 5 punte gemaak. Sy het gesê, punt 1 is, moenie dink nie. Want selfs net as 'n mens net bietjie logies probeer dink, kom jy al in die moeilikheid. Moenie dink nie. Die tweede ding wat sy sê is, wel as jy nou dink, moenie sê wat jy dink nie. En die derde stukkie raad is, as jy nou dink en jy het nou gesê wat jy gedink het, moet dit nou net nie op skrif stel nie. En party van ons kan ook nie daai versoeking weerstaan nie, né? So dit bring haar by die vierde stukkie raad en sê, wel, as jy nou gedink het en jy het
gesê en jy het dit geskryf, moet in hemelsnaam net nie jou naam bysit nie. En dit bring haar by die 5de stukkie raad, as sê, as jy nou gedink het, en jy het dit gesê, en jy het dit geskryf, en jy het jou naam bygesit, dan moet jy nie verras wees, as jy teekanting gaan kry nie. As jy moeilikheid gaan kry nie. So gehoorsaamheid aan God, om jou naam onder aan daai bladsy te teken, is om stroom op te lewe. Anders te lewe. En jy moet nie verras wees, wanneer jou gehoorsaamheid vir jou teenkanting gaan bring nie. Maar nou moet ons verstaan, om gehoorsaam te wees, as ek kies om gehoorsaam te wees, dan beteken dit nie, ek het 'n waarborg van die Here se kant, dat daar nie teenkanting op my pad gaan kom nie. Ek moet eintlik dit juis verwag, want dit is deel van ons oproep en uitstuur instruksies as volgelinge van die Here Jesus. Hy het dit self gesê in Lukas 10, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. En in Johannes 16, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Dis deel daarvan. Want die duisternis hou nie van die lig nie. Want waar daar lig is, kan daar nie duisternis wees nie. So die donker, sondige wêreld sal ons gehoorsaamheid, ons navolging van Jesus probeer beveg, hand in tand. Nou 'n komediant, ek sê uitdruklike komediant, want dis net 'n grappie, dis nie ernstig nie, want die komediant vertel van 'n dokter wat vir sy pasiënt sê, luister, ek het vir jou slegte nuus en baie slegte nuus. Die slegte nuus is, jy het net 24 uur oor om te lewe. Tjog, nou, sy oor rek net so, hy sê, nou wat is dan die baie slegte nuus? Want wat kan slegter nuus wees as om te hoor, jy het net 24 uur om te lewe? Toe sê die dokter, wel, die baie slegte nuus is, ons kon jou nie gister in die hande kry nie. So, die slegte nuus van gehoorsaamheid, die slegte nuus, ek sê dit in analisie, die slegte nuus van gehoorsaamheid is dat jy moeilikheid moet verwag, wanneer jy die Here volg. Die baie slegte nuus is, dat dit van dag 1 af gaan begin. Gaan nie eers een dag kom nie. Wanneer ons die Here Jesus begin volg, kies om hom te volg, dan bring dit ons onmiddellik direk in konfrontasie met 'n sondige wêreld, wat die lig nie kan verdra nie. Ons sien dit in hierdie geskiedenis in Handelinge 4 en 5, die hoëpriester en sy handlangers, hulle is raad op met die apostels, want dit stel hulle in 'n slegte lig. En dit staan daar ook, hulle is afgunstig op die apostels, hoe die mense gereageer het, geluister het, positief in alles. En hulle het hulle verbied, en ten spyte van die verbod, gaan hulle voort om Jesus te verkondig. Nou, hulle sê hier, vir ons begin met ons skriflesing, het ons julle nie belet om mense in die naam te leer nie. En kyk net hoe subtiel is hulle in die naam. Nou, hulle noem nie eers Jesus se naam nie. Te bang om dit te noem. En dan antwoord Petrus met woorde wat hulle eintlik nog verder in die moeilikheid kan bring. Wanneer hy sê, 'n mens moet eerder aan God as aan mense gehoorsaam wees. Trouwens, aan die einde van hoofstuk 4 lees ons die apostels die gemeente gevra om te bid dat hulle sal kan aanhou om met vrymoedigheid die evangelie te verkondig, dat hulle sal kan aanhou om gehoorsaam te wees.
So gehoorsaamheid is waaroor alles gaan vir 'n volgeling van die Here Jesus. Gehoorsaam aan God en niemand en niks anders nie. Want dis in elk geval net dooie visse wat saam met die stroom dryf. So Petrus laat die lede van die Joodse raad baie goed verstaan, om God te gehoorsaam is in die DNS, of DNA, hoe jy dit ook al wil noem, om God te gehoorsaam is deel van die DNA van God se kinders. Dis nie opsioneel nie. In die Ou Testament is daar een teks wat die lewe van 'n volgeling van Jesus baie mooi uitspel, Deuteronomium 6, vers 4 en 5, as hy sê, luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. En daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. En hierdie teks is selfs vir vandag se Jode so belangrik dat dit 'n naam het. Hulle praat van hierdie 2 verse in Deuteronomium as die Shema. En Shema is die eerste woord van hierdie gebed wat ons vertaal met luister. Luister, gehoorsaam. En daar is net een Here. En as jy luister, met ander woorde, as jy gehoorsaam en hom met alles wat in jou is, hom liefhet, dan bring dit 'n verrassende ommekeer in jou lewe. Soos ek in die begin uitgewys het. Toe Jesus as sy disippels verskyn, was hulle uit vrees vir die Jode agter geslote deure. En nou dat hulle begin gehoorsaam, staan hulle openlik en verkondig hulle die Here Jesus as Here. Terwyl hulle weet, die ouens staan gereed om hulle te boei. So ons moet weet, wanneer jy kies om gehoorsaam te wees, dat alles wat jy van nou af doen, is 'n reaksie op jou besef van wie God is. Want dis hoekom die apostels die vrymoedigheid het om gehoorsaam te wees. Want hulle doen dit omdat God so sê. En hulle het pas beleef dat hulle ten spyte van geslote tronkdeure uit die tronk vry uitstap. En daarom is my en jou identiteit as kinders van die Here so belangrik. Dat ek moet weet, ek is Jesus se kind. Daarom kan ek maar gehoorsaam wees. Daarom mag ek maar gehoorsaam wees. Daarom moet ek gehoorsaam wees, want dis die enigste gesag. Want die enigste rede hoekom ons stil bly, is omdat ons bang is vir mense. Wat gaan die mense sê? Die en daai. Ek kan net gehoorsaam wees as ek besef wie die Here is en wat hy vir my gedoen het in Jesus, gekruisig, gesterf, begrawe en opgestaan. So om reg te luister na God is om altyd die regte ding te doen. Kerkvader Augustinus het gesê, hê God lief en doen dan wat jy wil. Want as ek God lief het, dan word my wil God se wil, of God se wil word my wil. Nee. So as ek God eers lief het, dan hoef ek nie te wonder en te twyfel oor dit wat by my opkom, hoe ek my gehoorsaamheid teenoor die Here wil uitlewe nie. So die kerk, gemeente wees, Brekkendal gemeente wees. Vir ons moet dit
oor meer gaan as net maar goeie musiek of 'n fyn uitgewerkte program of lewendige jeugprogramme. Ons moet meer wees as dit. Om het op 'n ander manier te sê, ons moet iets nuuts, iets vars vir die wêreld bied. En dit sal net gebeur wanneer ons die Here gehoorsaam. Wanneer dit vir ons lyk, dit gaan nie werk nie. Wanneer ons dan die moed het om te doen wat die Heilige Gees op ons harte lê om te doen. Iemand het vertel dat hy vreeslik gesukkel met sy tienerseun om hom so ver te kry om sy kamer aan die kant te maak. Want hy is baie maklik en vinnig om te sê, ja nee pa, ek sal dit doen. Maar hy kom net nooit daarby uit nie. En toe op 'n dag na skool toe word hy 'n soldaat. En toe hy met sy eerste verlof by die huis kom, toe vra sy pa vir hom, nou wat het jy nou daar by die weermag geleer? Toe sê hy, pa, ek het geleer wat beteken nou. Nou die ouens van my ouderdom wat militêre diensplig gedoen het, sal weet, net daai korporaal wat daar staan en sê, sien jy daai boom doe ver, is jy al terug? Nee, gehoorsaam spel mens N-O-U. Nou, die teoloog van die vroeë eeue, Thomas A. Kempis, het geskryf en gesê, onmiddellike gehoorsaamheid is die enigste soort gehoorsaamheid. Uitgestelde gehoorsaamheid, het hy gesê, is eintlik ongehoorsaamheid. So gehoorsaamheid is meer as net praat, dit is om te doen, dit is om God se karakter doelbewus uit te leef, jou oor te gee daaraan. Dit laat jou lewe op 'n manier wat mense verras, want dis anders, hulle dit nie verwag nie. Hulle self sou dit nooit gedoen het nie. Waar kry hierdie ou die moed vandaan om dit te doen? 'n Goeie, wonderlike vriend van my is die afgelope week skielik oorlede. Dalk sou julle, hy is baie bekend, Johan Pinaar, dikwels oor die radio het ons hom gehoor en hom geluister. En ek kyk op die Facebook inskrywing, skryf die ouens daar en sê, Johan is reguit hemel toe. Nee, bedoelende die manier waarop hy geleef het. Hoe hy God se karakter uitgeleef het. En dan vra ek, hoekom is ons verras oor hom? Hoekom sonder ons hom uit? Natuurlik wil ons hom uitsonder, want hy was 'n wonderlike voorbeeld vir ons. Maar hoekom nie alle Christene nie? Want dit moet waar wees van elke Christen. Dis in ons DNA, om so gehoorsaam aan die Here te lewe. So dis om ons oë op Jesus te hou, en op niemand anders nie. En om in die oë van die wêreld wat anders na dinge te kyk, goeders te doen wat hulle as 'n waagstuk beskou. Maar vir ons is dit 'n sprong in die geloof. En 'n sprong in die geloof is nooit 'n waagstuk nie. Want dit kom uit die hart van Jesus. Dit kom uit die oortuiging, Jesus is die Here. Die Engelse het 'n uitdrukking wat sê, it's to stand your ground. Om jou ground te stand as 'n Christen. 'n Bekende in die besigheidswêreld het een keer geskryf, hy sê, whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision. Christene is mense wat lewe en dwars deur hulle lewe courageous decisions maak om Jesus te volg. En dan wil ek daarby sê, wat ons moet raak sien is gehoorsaamheid maak ons vry. Teken as ek gehoorsaam aan die Here lewe, dan is ek vry. Ek hoef nie meer
my eie sondige natuur te volg nie. Ek is bevry daarvan, want ons het mos almal altyd hierdie verskoning, ag, ek is maar net 'n mens, ons almal maak foute. Vryheid sê, nee, ons lewe by dit verby, ons lewe bo kan dit verby, los van dit. En net 'n laaste storieetjie. Ek weet nie wie van julle het in julle jong dae White Fang gelees nie. Dis 'n bekende boek in die Engelse literatuur wat gaan oor hierdie makgemaakte half hond, half wolf, né? White Fang. En sy eienaar se naam was Whedon. En White Fang was mal oor Whedon se hoenders. Want op een stadium, op een dag het hy 50 hoenders doodgebyt. En met groot geduld het Whedon toe vir White Fang daar binne in die hoenderhok probeer leer om nie sy hoenders dood te byt nie. En nou Whedon se pa het nogal vir hom gelag. Hy was baie skepties. Hy het nie gedink dit gaan werk nie. Totdat Whedon op 'n dag vir White Fang saam met die hoenders in die hoenderhok toesluit. En dan skryf Jack London, dis die ou wat die boek geskryf het, oor daai toneel, locked in the chicken yard, White Fang lay down and went to sleep. The chickens he calmly ignored. As far as he was concerned, they did not exist. And at 4 o'clock, he executed a running jump over the fence and leapt to the ground outside. He had learned the law. Nee, wat 'n merkwaardige omkeer, nee, vir 'n hond, wolf, wat se job is om hoenders dood te byt. So kan verander dat hy die hoenders ignoreer, hulle nie eens raak sien nie. En wat is die law, die wet wat hy geleer het? Was die wet van gehoorsaamheid. Hy het gemaak soos sy baas sê. En dit is ons lewe as kinders van die Here. Om soos die Here te lewe. Om te maak soos wat hy sê. Waarmee Jesus uit die dood opgestaan het, bring hierdie verrassende ommekeer in ons lewe mee. Dat dit wat ons van nature altyd graag sou wou doen, slaag ons daarin om die Here te volg. Ten spyte van die teekanting wat ons kan kry. So die verrassing is dat jou gehoorsaamheid aan Jesus jou altyd stroom op sal laat lewe. Anders as die wêreld wat Jesus nie volg nie. En dit sal 'n vol, vreugdevolle, betekenisvolle lewe wees. Wat God gebruik en wat die wêreld mooier en beter maak. Amen. Ons dierbare Here Jesus, ons dankie vir hierdie kosbare stukkie geskiedenis in die lewens van die apostels, wat vir ons help verstaan hoe ons gehoorsaamheid aan U kan lyk. En ons bely, Here, ons erken, ons vrese kry dikwels die oorhand, en dit maak dat ons nie doen wat ons behoort te doen nie. Maar dankie, Here, dat U ten spyte daarvan vir ons nog steeds lief het. Dit is vir ons so kosbaar om te weet dat U liefde nie met ons moet opgee nie. En daarom buig ons nou voor U en bid vir die krag van U Heilige Gees, die krag van U opstanding in ons lewens, om U te mag volg met oorgawe. En ek dank U, Here, vanoggend vir Breckendal gemeente, vir mense wat met hulle oorgegee het aan U liefde.
Dit wat ons kan beleef en ervaar wanneer ons hier by die deur staan en mekaar groet en hoe ons kuier en vir U self in mekaar se oë raak sien. Dankie vir elke getroue volgeling hier in Breckendal gemeente. Dankie vir 'n leraar en 'n leierskap wat gehoorsaam aan U wil lewe. Ek bid vir hulle, vir U nabyheid, vir die krag van U Gees. Ek bid, Here, dat hulle met oorgawe en met manmoedigheid die gemeente sal lei en voorgaan in die bediening van die evangelie van ons Here Jesus. Bid vir elke kind, dankie vir elke kategeet wat hulle tyd opoffer om ons kinders te help vorm en te lei. Vir hulle wat agter die skerms werk in die kombuis met die teekoppies, by die rekenaar, klankmengbank, by die klaverbord, musikante, vir hulle wat getrou besoeke doen, uitreik na mense wat siek is. Ons dankie Here vir U liefde wat hier in hierdie gemeente kragtig aan die werk is. Loof U vir elkeen van hulle. En ek bid dat U hulle sal gebruik. Dat U liefde deur hulle die wêreld rondom hulle sal aanraak en beter sal maak. Totdat die koninkryk kom in sy heerlikheid en volledig. In Jesus se naam. Amen.